Goed, julle gereed vir die woord? Ek wil die woord aan jou bedien, en ons is in die maand van liefde. Kan julle glo, dis nou eers die helfte van Februarie. Die liefdesmaand. Ek wil julle mind so 'n bietjie verander, want almal sê, kan julle glo, dis al die tweede week van Februarie, ons moet ons gedagtes verander oor dit. Dis nou eers, ek sien uit na Kersfees, dis nou eers, verstaan jy? Maar ja, ons moet ons gedagtes regkry. Maar ek wil praat vanoggend met jou en ons gaan natuurlik praat oor liefde en ek wil praat oor liefde in aksie. Hoe lyk liefde in aksie? Wat is liefde in aksie? En gister was Valentynsdag. Ek weet nie of jou liefde in aksie was nie en of jy nou vir jou Valentyn nou weet iemand ons het die kinders het 'n gesprek gehad en sê hulle maar moet jy nog as jy iemand gevra het om nou om uit te gaan of ek weet nie wat noem hulle vandag om steady te gaan of ons het gekuis nog in ons dae. Sê ek, as jy nou gekuis is, klaar met iemand gekuis is, moet jy nou weer op Valentynsdag vir hulle vra, wil jy my Valentyn wees? Want hulle is mos dan outomaties jou Valentyn, is dit nie so nie? As jy nou klaar getroud is, moet jy nou weer vir vra vir hom, vooral sal jy my Valentyn wees, want dit is asof daar 'n opsie was. Nee, daar's nie 'n opsie nie. Okay, ek is jou Valentyn en jy's my Valentyn, daar's geen ander opsies nie, okay. So, maar lyk liefde, verstaan jy hoe funksioneer liefde? En ek wil vir jou net vanoggend prakties net kom leer en of eintlik meer herinner en ek glo ons almal weet dit, ons moet weer herinner word hoe lyk liefde en wat is liefde regtig? Ja, liefde is ja die mooi kaartjie en die geskenkie en ek weet daar's baie tale van liefde wat mense van praat en my love language is so en my love language is dit. Party mense het ek al met huweliksberading gesit en sê hulle nee, ons is nie aanpasbaar nie want sy liefdestaal is heeltemal anders as my liefdestaal en ons vind mekaar nie. Nou, die goed is oulike goedjies en is net so 'n bietjie om dit interessant te maak. Maar moenie jou liefde baseer op die oulike goedjies nie. Want as 'n taal wat liefde praat. En as ons nou vanoggend wil sê, maar wat is God se liefdestaal? Wat sou dit wees? Wie van julle was onlangs op 'n gesinsfamilie, wegbreek, vakansie, familiewegbreek? Hoe lyk 'n perfekte familiewegbreek? Ek praat nou met ouers met klein kindertjies wat nou saam gegaan het en kinders en tieners wat saam gegaan het. Hoe sal 'n perfekte vakansie nou lyk? Mens sal sê die perfekte destinasie, perfekte dit. Maar ouers, imagine, ek wil eintlik vir julle 'n vakansie wat amper hemel is verduidelik. Jy gaan op vakansie, jy het hierdie plek wat jy bespreek het en jy reis soontoe en jy arriveer daar en jy pak uit en alles vloei net so en elke dag sonskyn en al. Ja, dit klink idillies, dit klink goed die sonskyn, maar ek wil 'n beter prentjie skets. Al die kinders werk so mooi saam. Al die kinders is so gehoorsaam in alles wat jy sê of vra. Sê my waar, al is dit nie sonskyn nie, waar gaan jy 'n beter vakansie, familie wegbreek kry as 'n plek waar die kinders mooi saamwerk in gehoorsaamheid? Noem vir 'n beter plek? Jy gaan nie 'n beter plek kry nie. En hier is die ding wat ons moet verstaan, God se liefdestaal. Johannes 14 vers 15, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Weet julle, God se liefdestaal is gehoorsaamheid. Dink vir 'n oomblik aan jou lewe. Sou jou lewe dieselfde wees as jy absoluut in alles aan God gehoorsaam was? Ons het 'n paar mense wat nou kry soms 'n frons op hulle gesig en wonder ek. Sou jou lewe dieselfde gewees het vandag as jy in alles absoluut gehoorsaam aan God was? Ek wil jy sommer die antwoord gee nee. Jou lewe sou nie dieselfde gelyk het nie. Sou hierdie wêreld wat ek en jy beleef dieselfde wees
as die mens absoluut gehoorsaam aan God was? Sou hy? Verseker nie. En hier is die uitdaging van ons verhouding met God, 'n liefdesverhouding met God. Is dit 'n uitdaging om in absolute gehoorsaamheid te lewe? Vir wie is dit maklik om gehoorsaam te wees? Nou ons wil 'n bietjie net vanoggend stil staan, want hier is die groot geheim van 'n geloofslewe. 'n Geloofslewe is soveel beter en soveel beter resultate as ons net op 'n plek van gehoorsaamheid kan leef. En hoe lyk gehoorsaamheid? Wat is gehoorsaamheid nou regtig? En wat is die vyande van gehoorsaamheid? En ek wil vanoggend net dit met jou kom deel, dat jy sien wat is die waarskuwings en wat is die vyande van ons geloofslewe, wat ons plek van waar ons net absoluut gehoorsaam is, kom steel, en hoe doen ons hierdie gehoorsaamheid ding? So ek wil vanoggend vir ons kom leer, net opnuut. Hoe doen ons dit? Nou ek vat jy natuurlik terug na een van die geloofshelde in die Bybel, en daar's soveel geloofshelde, en as ons gaan kyk na elkeen van die geloofshelde, is die sleutel van hulle heldedade is natuurlik niks anders as gehoorsaamheid nie. En ek vat jou na een van die grootste oomblikke van gehoorsaamheid, wat een van die uitdagendste oomblikke van gehoorsaamheid is, en dis natuurlik in Genesis 6, wat ek julle terugvat na Noag toe. Nou, vir 'n oomblik sit jouself, maak asof jy Noag is, wat jy op hierdie aarde leef, en God na jou toe kom en God met jou praat. En die eerste woorde wat God met jou wel nie die eerste woorde noodwendig nie, maar die woorde wat God met Noag geuiter het, met hom gedeel het, is, ek het na die mense gekyk, en hoe hulle lewe, en hoe hulle funksioneer, en ek is spyt, dat ek die mensdom gemaak het. Natuurlik is dit die rede daarvoor, is omdat die wêreld nie meer is wat hy veronderstel was om te wees nie, want ons was veronderstel om in die tuin van Eden te leef, te eet van die bome, die vrugte van die bome, en ons het nie eens nodig gehad om klere in ons lyf te sit nie, want ons het nie eens ons naaktheid gesien nie, ons het gelewe met die heerlikheid van God. Dit was God se oorspronklike plan. Alles is verander, alles is gereïneer, en hier is die ding, dis gereïneer deur wat? Deur ongehoorsaamheid. Dink net hoe sal die wêreld gelyk het. Was Adam en Eva gehoorsaam? Dink jy toe sal jou lewe gelyk het? Dink jy toe sal ons gelyk het? Dan hoef ons nie eers uit te gesien het dat Jesus weer terugkom nie. Ons hoef nie eers sy eerste koms daar uit te gesien het nie, want dit was God se oorspronklike plan. Die Eden, die wat hy vir ons gemaak het, wanneer ons as mens moes geleef het, ons sou nie eers die dood gesmaak het, was dit nie vir die sondeval wat uit ongehoorsaamheid gekom het deur Adam en Eva nie. En dis die uitdaging van gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is nie maklik nie. As dit maklik was, dan ons almal net spontaan in dit gevloei het. Nou, God kom dan na Noag toe, en God gee vir Noag 'n opdrag wat nie sin maak in die tyd wat Noag is nie, want daar was nog nie reën nie, en daar was nog nie hierdie dinge op aarde wat God vir hom 'n bevel gegee het nie, daar was nog nooit 'n boot gebou nie. Genesis 6 vers 13, en God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom. Nou, ek dink soms verloor ons die konsep van die Godheid. Die realiteit van wie God is. Dat hy is lankmoedig en sagmoedig, en hy is genadig. En God se emosies is net halleluja en wonderlik en lieflik en oulik, en daar's 'n sy van God wat die mensdom wil in vandag se tyd ignoreer. Daar's 'n sy van God wat wraak neem. Daar's 'n kant van God waar hy ongelukkig is en reageer teenoor dit waaroor hy ongelukkig is. Keer op keer in hierdie Bybel wat ek en jy lees, wat ons deur die Bybel gegaan het, sien ons dat God gereageer het, en dit was nie 'n mooi reaksie nie, dit was nie 'n oulike reaksie en 'n liefdevolle, sagmoedige reaksie nie, dit was 'n reaksie wat nogal wreed is, want God sê, ek is spyt ek het die mens gemaak, en dit is die einde van alle vlees. God, hierdie God wat ek en jy aanbid vanoggend, sê ek gaan almal doodmaak. Dis die God waarvan ek en jy leer in die Bybel. Dis die God wat ek en jy nie net
moet aanbid nie, maar ons moet hom ook vrees. Want hy reageer op dit wat nie reg is nie. Hy sê, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. Hy het besluit, hy sê, hy het tot volgens my besluit gekom, sê God self, want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. So, Noag, hier is ons 'n opdrag. Maak vir jou 'n ark van goferhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. Nou dis een ding wat ek leer uit die woord. Wanneer God 'n opdrag gee, gee dit nie as 'n opdrag en 'n wonderopdrag nie. As God 'n opdrag gee, gee hy die details saam met dit. Gaan kyk toe Salomo die tempel gebou het, die fyn detail wat God deurgegee het oor hoe die tempel moet gebou moet word, die detail, die inligting wat hy gee vir Noag, om te sê, Noag, bou 'n ark. Ok, Here, hoe doen ek hierdie? Kom ons probeer maar, nee, bou hom so, hier is die mates, hier is presies hoe hy moet lyk, jy kan dit gaan lees en daar's meer detail, ek wil nie vanoggend tyd mors om by al die details stil te sit nie, maar hy sê met goferhout, met afdelings moet jy die ark maak en binne en buite met pik bestryk, so moet jy dit maak, 300 L in die lengte van die ark, 50 L die breedte en 30 L die hoogte, 'n opening moet jy aan die ark maak, en op die maat van 'n L moet jy dit aan die bokant afwerk, en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit 'n onderste, tweede en derde verdieping maak, want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees, waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. En ons leer in die verhaal, dat slegs 8 mense, Noag en sy vrou, 3 seuns en hulle vrouens, is op die dag gered. Want God was ontevrede met die mense sy optrede. Maar Noag, die woord leer, hy was regverdig en hy het guns in God se oë gevind, want hy het met God gewandel. En God gee die opdrag, en sit jy nou self in Noag se skoene, ok, Noag bou 'n ark, hy moet so lyk met hierdie hout. Ek weet nie of hy enige kundigheid gehad het, maar hy moes dit vinnig leer. Hy kon baie verskonings uitdink, maar jy lees dit nie dat Noag enige verskonings uitgedink het nie, want hy het iets verstaan van God. As God sê, dan doen jy. As God sê, redeneer jy nie, vra jy nie, vrae nie, weet, want as jy vir jou kind 'n opdrag en hulle raak ons altyd slimmer as jy. Ons nie julle kinders nie. Ek in berading hoor ek van mense se kinders van ander kerke wat so maak. As hulle tienerstadium kom, dan is hulle mos die slimste. Okay. Dan weet hulle mos nou beter as wat, nou, ek moet eerlik wees, as op die tegnologie kom, weet hulle baie keer beter as wat ons weet, né? So die laerskoolkinders weet soms beter as wat ons weet. Maar hier is die ding, ek en jy kan nie redeneer en gehoorsaamheid en dink ons is slimmer en sê, Here, maar hoe hierdie en hoe, Noag het gereageer. En vers 22 is my wat uitstaan, en is 2 keer in hoofstuk 7 is dieselfde sinsnede, maar Genesis 6 vers 22, en Noag het dit gedoen. Net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. Wat doen ek en jy met ons lewe? Wat doen ons daagliks? Doen ons, hy sê Noag het dit gedoen. Wat het Noag gedoen? Dit wat God beveel het. Nie wat God voorgestel het nie. Weet, want baie mense lees ons die Bybel as 'n boek met baie goeie voorstelle. Baie goeie idees. O, dis 'n mooi idee, dis 'n wonderlike voorstel. Nee, as jy die Bybel lees en Jesus is die Here van jou lewe, dan lees jy dit as 'n opdrag. As if jy sê, moenie dit doen nie, dan sê nie, o Here, maar jy moet nou verstaan, weet die tye wat ons lewe, jy weet, almal doen dit nou maar, en dit is, weet, everything goes, verstaan jy, as almal dit nou doen, is dit seker maar regverdig, want dis die definisie van waarheid, die definisie van die waarheid in die verklarende woordeboek sê, dit wat almal mee saamstem. Dis die definisie, een van die definisies van waarheid in die verklarende woordeboek. As almal mee saamstem dat dit waar is, dan is dit waar. So met ander woorde, as die wêreld besluit dis hoe dit is en dis aanvaarbaar, dan kan ons almal dit maar doen. En weet jy wat is die scary ding? Die kerk het die wêreld se normes begin aanvaar.
In ouerskap, in huwelike, in verhoudings, wel die wêreld doen dit so, want Hollywood skep vir ons die prentjie, hulle stel vir ons die standaard. Maar ek en jy kan nie vergeet nie, daar's 'n standaard wat vir ons gestel is, wat nie as voorstelle vir ons gegee is nie, maar as beveel om te sê, hier is die beste lewe wat jy kan lewe, 'n lewe wat God behaag in gehoorsaamheid, want dit is God se liefdestaal. As jy wil sê dat jy God lief het, wat moet jy doen? Doen wat hy vra. Dis jou liefde tot God. Gehoorsaamheid is beter as offerande. Saul was die eerste koning wat aangestel is deur God. God self het hom aangestel, God self het hom uitgewys as die koning vir die volk, want die volk het gevra uit hulle hardkoppigheid, ons wil graag 'n koning hê, ons wil graag 'n koning hê wat oor ons heers. Toe stel hy vir Saul aan, maar Saul se koningskap het nie gebly nie oor een rede, want Saul het gedink hy weet beter en hy het gedoen wat hy graag wou doen en hy het nie God se opdragte uitgevoer nie. En wat gebeur? God kom neem sy koningskap van hom weg. En hy maak hierdie stelling. En dis nadat hulle, 'n vyand oorwin het en hulle moet die banvloek getref het, met ander woorde, hulle mag niks saamvat nie, geen lewe gespaar het nie, het sy manskappe en Saul, julle almal ken die storie, het die verskoning gebruik, ja, maar die manne het druk op my gesit, want ons het 'n paar van die vee en die waardevolle goed, het ons maar gespaar, want ons het gedink dis 'n beter idee as om alles dood te maak. En God kyk en sê, so jy dink jou idees is beter as my idees. Jou koningskap word van jou weggeneem. Jou heerskappy, want hier is die beginsel in autoriteit. Ons het 'n hele vak gehad op Bybelskool wat ons genoem het submission and authority. Die maat waarin jy jou onderwerp is direk gekoppel aan jou autoriteit. Waarin bewys jy jou onderworpenheid? Deur opdragte uit te voer, deur gehoorsaam te wees. As jy geestelike gesag wil hê, jy kan geen geestelike gesag toepas as jy nie jouself onderwerp in gehoorsaamheid. Daai deurbraak wat jy graag wil hê, daai deurbraak kom by 'n plek wat jy sê, Here, nie my wil nie, maar U wil geskied. Vra vir Jesus. Daarop sê Samuel, 1 Samuel 15 vers 22, het die Here behaag in brandoffer en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffers, om te luister is beter as die vet van ramme. So vir God is daar niks meer belangrik vir ons as mens as ons gehoorsaamheid aan hom nie. Hoekom? Is dit die wêreld wat hy moet wees? Is alles in die wil van God? Nee. Want nou God het vir ons die autoriteit gegee om te heers oor hierdie aarde. Ons het die autoriteit weggegee deur eerder te besluit om gehoorsaam te wees aan die vyand. Ons het die gesag weggegee en daarom het ons nie meer gesag nie. En is die planeet nie wat hy veronderstel is om te wees nie? Is daar dinge soos dood en geweld op die planeet? Is daar siektes op die planeet? Dit was nie God se oorspronklike plan nie, maar weens ongehoorsaamheid. Daarom is God se grootste begeerte vir my en jou is om gehoorsaam te wees, want in gehoorsaamheid vind ons die wil van God en die resultate van God wat hy vir ons lewe bestem het. As ons gaan kyk na gehoorsaamheid, wat is die vyande van gehoorsaamheid? Wat staan tussen my en jou en ons gehoorsaamheid, om op te tree in gehoorsaamheid, met ander woorde om te doen wat God sê? Wel, die eerste ding wat ons verhinder, die grootste vyand vir ons gehoorsaamheid is logika. Dink aan Noag. Wat is 'n ark? Daar was nog nooit so iets nie. Hoe moet hierdie ding werk? As Noag sy logika gebruik het, sal hy nie by God se plan uitgekom het nie. Kan ek vanoggend vir jou net waarsku in gehoorsaamheid, dat God gaan vir jou dinge vra wat buite jou gemaksone is. God gaan vir jou dinge vra wat nie logies is nie. God gaan vir jou vra om dinge te doen wat vir die wêreld nie sin maak nie, want dis hoekom God is. En ek het genoem vir al die geloofshelde, hoeveel keer sien ons dat geloofshelde dinge gedoen het wat nie sin gemaak het nie. Moses met 3 miljoen Jode hier agter hom staan hier voor 'n see. Here, wat moet ek doen? Moses, daar's 'n stok in jou hand. Ja, Here, okay, ek het hierdie stok in my hand want ek gebruik hom mee te loop.
Weet, want Moses was al 80 jaar oud, op daai stadium. Okay? So, vat die stok, steek hom in die lug. Here, ek het nog nie hierdie versie gelees nie. Daar's nie in die geskiedenis al so gebeur, steek die stok in die lug. Okay, hier steek die stok in die lug, God bring 'n wind en die see gaan staan regop soos mure die water, en hier's 'n pad deur droogsvoet. Logies? Nee, dit is nie logies nie. Here, ons het die water nie, wel, gaan na die rots toe en praat met die rots. Okay? En hier is die fynere detail van gehoorsaamheid. God sê, praat met die rots. Wat doen Moses met die rots? Het hy die resultate beleef? Wel, hulle die water nog steeds gekry, dis God se genade, maar hy het die beloftes gemis. Want hy het gedink, ek gaan gehoorsaamheid vat en net so bietjie my eie tweak in my gehoorsaamheid sit. Pas op. Wees versigtig. Want ons moet doen wat God vra. Dit gaan nie logies klink nie. Dit gaan nie normaal daar klink nie. Die Here gaan vir jou iets vra buite jou gemaksone. Bid vir die petroljoggie. Die kassiere glimlag en sê vir Jesus het jou lief. Gaan gee vir daai persoon 'n druk. Jy gee hulle 'n woord van bemoediging. Here, nee, ek weet nie, ek kan nie voor mense bid. Jy sien, as ons logika en ons gemaksones, as ons in dit gaan bly, gaan ons nie by gehoorsaamheid uitkom nie. Gehoorsaamheid kos waagmoed. Tekort aan kennis. Okay, maar ek moet die Here se wil doen, maar ek weet nie wat die Here se wil is nie. Ek het nie die kennis van sy wil nie. Dit is natuurlik iets wat in die pad kan staan vir jou gehoorsaamheid. Ek weet nie wat God van my verwag nie, ek weet nie wat God vra nie, ek weet nie wat God wil hê nie. Okay, nou wat doen jy daaromtrent? Is God een wat net opdragte gee, maar gee nie die inligting nie? Nee, hy gee die inligting. Ek het nou dit gewys, God gee die detail. Alles wat jy nodig het om te hoor. Die vraag is, gaan maak ons tyd om te gaan luister en te gaan hoor. Kolossense 1 vers 9 tot 10 sê, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag wat ons gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil. Is dit 'n gebed wat jy daagliks bid? 'n Gebed wat jy vir jouself bid en sê, Here, kom vul my met die kennis van u wil, nie? Here, hier is my wil, dis wat ek graag wil hê en sal u dit kom seën nie. Nee. Gehoorsaamheid is, Here, kom vul my, gee my die inligting, vul my met die kennis van u wil. Sê bid vir julle dit vra om te vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. Dis nie moontlik om wys te wees as jy nie ingelig is nie. Wysheid is inligting reg aangewend. Dis wat die definisie van wysheid is. Maar jy moet die inligting kry. En dis wat Paulus vir die kerk kom bid, mag julle gevul word met sy kennis, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Dis wanneer ons op die plek is, Here, ek soek u wil, ek soek u plan, ek gee my die kennis, Here, kom vul my met die kennis van wat u wil is, sodat daar goeie vrug op my lewe kan wees. Die volgende punt, wat natuurlik die vyand van ons gehoorsaamheid is vrees. Eerstens is logika, tweedens is ons het nie die kennis, die derdens is vrees. Nou, hier is my twee groot vrese. Eerstens die vrees vir teleurstelling. Ek het al hiervoor gebid, ek het al my hande vir 'n sieke opgelê, ek het al vir iemand, en dan was hier resultate nie. Ek meen, ek nou die eerste keer toe ek nou as 'n jong proponent in 'n gemeente, toe stuur hulle my na hospitaalbesoek. Dit was 'n vreemde persoon, dit was nie iemand in die familie het iemand geken en gevra sal iemand vir die persoon gaan bid, en hulle stuur my en sê, "Goeie, boetie, gaan bid." Die eerste keer wat ek alleen 'n hospitaalbesoek gaan doen, en dit was in ICU, al die pype, alle goed wat jy aan kan dink was op die persoon gekoppel. Die familie staan naby, en hierdie dag hierdie jong mannetjie op en sê, "Ek is hier vir die ou te bid." En ek het vir hom gebid. Dit was baie uitdagend geweest die eerste keer. En wonderlik, volgende oggend bel hulle die kerk en sê, "Baie dankie dat julle kom bid het, baie dankie dat julle uitgereik het. Hy is gisteraand oorlede." Nou, dit kan nogal jou babbelbaars met siering. Dis die jong man met geloof, ons het gaan bid. Het ons opgehou? Nee, jy sien,
Ek het nie daarna weer, nou bid ek vir iemand, dan gaan hulle ook dood nie. Jy weet, so maklik kan ons vrese vir teleurstelling, weet, ons het die Here vertrou en ons het in geloof uitgestaan en ons was gehoorsaam geweest en dalk was daar 'n teleurstelling. Pas op vir die vrees vir teleurstelling en natuurlik die vrees vir mense. Ek dink dit gaan hand aan hand met die vrees van teleurstelling, want wat doen teleurstelling? Wat is die grootste vrees? Wat gaan mense sê? As ek gefaal het, wat gaan mense sê as dit nou nie uitgewerk het? Wat gaan mense sê as daar nou nie resultate is nie? Sien ons altyd resultate met ander gebede? Nee. Maar maak dit laat ons ophou bid? Verseker nie. Ons gaan altyd aanhou bid. Soms dan bid ons vir mense en dan raak dit erger. Jesus het ook vir mense gebid en hulle het nie gesond geword nie. Weet jy dit? Gaan lees jou Bybel, dit staan in die Bybel. Hy kon min wonders doen in sy tuisdorp. Hy kon net 'n paar genees, was 'n paar wat hy beperk het. Jesus het tot vir iemand op 'n stadium gebid en hy moes 2 keer bid. Die man wat blind is, toe bid hy vir hom en hy sê van kan jy sien? Hy sê ek sien mense maar hulle lyk so stomp. Toe het hy weer sy hande vir hulle opgelê. En toe sien hy eers heeltemal. Hy het nie opgehou nie en dit is vir ons die voorbeeld stel. Moenie ophou bid nie, moenie ophou vertrou nie. Waag, stap uit in geloof en gehoorsaamheid. Maar wees versigtig vir die vrees van mense. Petrus en die disippels wat die evangelie verkondig het in die boek van Handelinge, weet ons het baie teenkante gekry van die priesters en die fariseërs en die sadduseërs en op 'n stadium, hulle is meer as 1 keer gevange geneem en hulle het hulle weer gevang en hulle, die eerste keer het hulle geslaan en laat gaan en sê hou op om in die naam te verkondig en toe het hulle weer uitgegaan en dan ons lees in Handelinge 5 vers 29 wat hulle vir hulle sê, maar ons het julle beleid om in hierdie naam te verkondig nie, en ons het julle beleid om hierdie evangelie te versprei nie, en hoor wat is die reaksie van Petrus in Handelinge 5 vers 29 en Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Een van die mees dreinerendste oefeninge in die lewe is om almal tevrede te probeer stel. There's nothing more draining than being a people pleaser. Want mense se verwagting is nie noodwendig die woord se verwagting nie. Hulle wil hulle stil maak en hulle het gedink hulle doen God 'n guns. Maar Petrus sê net skus, ons in die disippels, ons het die keuse gemaak. Ons kan nie aan mense meer gehoorsaam wees aan God nie. Ons gaan nie vir hulle luister nie. Ons is in rebellie. Soms is daar nie 'n verkeerde rebellie nie, né? Maar hulle was in rebellie teenoor die priesterie gewees. Maar ons kan nie aan mense meer gehoorsaam wees as aan God nie. Dan vleeslike begeertes. Dis daai onderskeid. Die woord sê, die Bybel sê die woord se 2-snydende swaard wat skeiding bring tussen vlees en gees. Die hartstogte en begeerlikhede van die vlees en wat God se wil en God se plan is. Mag ons begeertes hê? Ja, ons mag begeertes hê, maar daar's vleeslike begeertes. Die Engelse woord is lust of the flesh. Die vlees begeertes het wat in stryd is met God se plan vir jou lewe. En vleeslike begeertes is dit wat God se wil kom steel uit jou lewe. Galasiërs 5:24, hy sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Daardie vleesbegeertes is een van die grootste vyande van God se wil en God se plan. Party mense sal sê, maar dit voel goed, dit voel reg. Dan dink ek dit moet van God af wees. Nee. Nie alle goeie goed is van God af nie. Wees versigtig vir die vleeslike begeertes. Baie mense het in verkeerde verhoudings betrokke geraak. As gevolg van vleeslike begeertes. En dan loop dinge skeef en dan hulle God kwaadlik neem. Maar intussen was dit die vlees wat hulle profeet was, nie God nie. Wees versigtig vir vleeslike begeertes wat 'n invloed het op jou gehoorsaamheid. En natuurlik hoogmoed is ons volgende vyand. Saam met hoogmoed is daai wederstrewigheid en eie sinnigheid om terug te gaan na 1 Samuel 15 wat saam met Saul gepraat het oor sy ongehoorsaamheid en hoor wat sê hy, wat is ongehoorsaamheid? Hy sê, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry. En eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Dis nogal intens hierdie. Wat is wederstrewigheid? Dis rebellie. In Engels praat rebellion is as the sin of witchcraft. Dis om absoluut teen God se wil op te tree. Dis waarsêry of witchcraft, soos die Engelse vertaling sal sê. En dan eie sinnigheid
Dis afgodediens. Wie is die afgod? Ek myself. Want dis wat ek wil hê. Dis hoe ek het wil hê. Geen mens kan suksesvolle verhoudings kweek met eie sinnigheid nie. Want jy is nie 'n plesierige mens nie. Jy soek jou eie wil, jou eie plan. Geen huwelik kan suksesvol wees met eie sinnigheid nie. Want dit gaan nie oor jou nie. Dis lewe neerleggend, want dis wat liefde doen. So hoogmoed en wederstrewigheid, eie sinnigheid, is 'n vyand. Natuurlik die laaste ene gierigheid. Wees versigtig vir gierigheid. Ons ken almal die skrifgedeelte, baie mense quoteer dit verkeerd wat sê money is the root of all kinds of evil. Is the love of money. That's the root of all kinds of evil. En dis die woord gierigheid. Gierigheid, hoe lyk gierigheid? Gierigheid sê dit dat omdat jy ryk is en baie het, is jy gierig? Nee, inteendeel nie. Dit gaan oor wat doen jy met wat jy het. En Jesus het 'n gelykenis vertel. Hy sê, toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy 'n gelykenis. 'n Ryk man het sy grond uit goed gedra en hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, sien julle die myself, ek? Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vandag nog sal jou lewe van jou opgeëis word en wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. God wil jou seën, want die seën van die Here maak ryk. Ryk sê jy het meer as genoeg. Daar is die rede hoekom God vir jou meer as genoeg wil gee, sodat jy kan uitdeel en sy goedheid kan bewys aan ander mense. Solank as wat jy 'n gewer is, het jy nooit 'n probleem met gierigheid nie. As jy die bereidheid het om te kan gee dit wat jy het in oorvloed, en ja, dit is 'n uitdaging om te gee uit 'n tekort. Dis hoekom God jou wil seën met oorvloed. John Climacus het gesê, ongehoorsaamheid is die begrafnis van die wil en die opstanding van nederigheid. Hoe doen ons hierdie gehoorsaamheid ding? Vinnig. Nommer 1, liefde vir God. Dis God se liefdestaal. As jy hom lief het, gaan jy doen wat hy sê. Johannes 14 vers 21, wie my gebooie het en die bewaar. Dit is hy wat my lief het en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Hy wat my gebooie bewaar, die wat my wil doen. Eerstens liefde vir God. Jou liefde vir God is jou dryfkrag tot sy wil en gehoorsaamheid aan wat hy vir jou gee. Afhanklikheid van die Heilige Gees. Hoe doen ek dit? Wie openbaar die wil van die Here vir my? Wie gee my die kennis van die wil van die Here? Ja, ek vind dit in die woord, maar jy kan die woord lees sonder die Gees en die woord kan vir jou niks beteken nie. Weet jy dit? Dit kan net vir jou ink op papier wees. Maar die Gees kom maak die woord lewend, hy kom openbaar die woord vir jou, hy kom maak dit deel van jou lewe en hy kom vul jou met die kennis van God se plan en God se wil en afhanklikheid van die Heilige Gees wat die binneste van God ken, wat in dit in jou kom openbaar, is dit maklik om in die kennis wat hy vir jou gee, ook die moed te hê wat ook die Gees vir jou gee om dit uit te leef. 1 Korintiërs 2 vers 12 sê, ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Hoe weet ek? Hoe vind ek die kennis? Sy Gees, wat dit my openbaar. En natuurlik, bid. Hoe doen ons hierdie gehoorsaamheid ding? Jy bid. Dis wat ons doen, dis wat ons gaan doen as gemeente, dis wat ons bly doen as gemeente. Ons het baie gebedsaksies, want in gebed vind ons die Here se wil, soek ons sy wil. Jakobus 4 vers 2 sê, julle het nie, omdat julle nie bid nie. En jy bid die wil van die Here, jy bid die woord van die Here. Jy sê, Here, ek kom nie na u toe met gebed om my versoek aan u te bring, sodat u deel kan raak van my plan nie. Here, ek kom in gebed na u toe om deel te wees van u plan. Wat is u wil? Wat is u plan? Ek wil bid, Here, wat is u wil? Want hy sê ons moet bid volgens sy wil. Dan punt nommer 4 is luister. Wat sê vir jou kinders as hulle nie gehoorsaam is nie? Luister. En dan het ons soms 'n paar middele wat die ore help oopgaan om te luister. OK? So
is nogal interessant dat pyn hier maak hier oop. Daar's mos sulke senuwees wat oral, ek sê altyd daar's 'n senuwees aan my maagwand gekoppel in my ooglede, so as hy vol is, dan gaan die oë toe. Ek weet nie of julle dit al beleef het nie, as dit nie vir jou waarheid is nie, ons almal stem saam, kom ons maak daai waarheid, nee, daar is so, maar daar's 'n ander senuwees wat ook hierso na hierso toe gaan, verstaan jy, en dit help nogal baie goed. Okay, so, dit help hulle om te luister, nie te hoor nie, want as die verskil is om hoor om te luister en te luister. Luister sê, ek hoor en ek doen. En ek soms met die Here ook, ek weet nie waar gaan die koneksie kom nie. Maar ons help om te luister. Want hy sê, Hebreërs 12, hy tugtig die wat hy lief het. Wanneer kom die tugtiging? Tugtiging kom uit ongehoorsaamheid. Ons moet luister. Matteus 7 vers 24, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met die verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Wie is daardie man, wie is daardie vrou, wat stabiel is, wat standvastig is, want hy sê, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Geloof in aksie, geloof wat werk, en dan natuurlik die laaste punt, hoe doen ons hierdie gehoorsaamheid ding? Eerstens, liefde vir God, tweedens, afhanklikheid van die Heilige Gees, derdens, bid, vierdens, luister, en dan 5, waag. Waag. Kom uit jou gemaksone uit. Hou op om te doen wat jy maar altyd gedoen het en hoop daar kom verskille en verandering. Nee, waag bietjie, klim uit jou gemaksone uit en waag, vertrou God, want God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. In 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde en krag en selfbeheersing. Dis die gees van God in jou gesit het, in jou gedeponeer het, sodat jy met waagmoed weer kan gehoorsaam wees en uit kan sien na goeie vrug wat opgelewer word deur gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is God se liefdestaal wat goeie resultate vir jou lewe gaan veroorsaak. Vra vir Jesus. Filippense 2 vers 8. 'n gedaante gevind as mens, het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Is nie 'n baie logiese gehoorsaamheid nie. Here, jy wil die wêreld red, maar ek moet my lewe neerlê. Dis wat gehoorsaamheid soms kos. Sit jy jouself moet neerlê om die goeie resultate te ontvang. As Jesus nie gehoorsaam was nie, sou hy nie die resultate beleef het nie. Hoor die resultate. Hy sê, hy was gehoorsaam tot die dood, toe ja, die dood in die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Waarom? Omdat hy gehoorsaam was. So mag die Here ons help. Mag ons beter vrug op ons lewe beleef. Omdat ons meer gehoorsaam is. As jy vanoggend hier sit en jy sê, Here, ek wil meer gehoorsaam wees. Help my. En dis my gebed vanoggend vir myself. Wie nie saam met my staan en ek wil 'n gebed wat Paulus die Hebreërs skrywer oor die kerk gebid het, oor jou kom bid. 'n Gebed van gehoorsaamheid. Jy kan saam met my staan, as jy nie wil gehoorsaam wees of meer gehoorsaam wees, is reg, jy kan bly sit. Dis maklik om te preek oor gehoorsaamheid, maar jy gaan by die deure uitstap en dan gaan jy gekonfronteer word met die realiteit van die uitdaging van gehoorsaamheid. En dis hoekom jy nie vanoggend hier kan uitstap en sê, Here, ek vat die woord en ek gaan leef die woord sonder die woord en die Gees se inspraak nie. En daarom kom ek in Hebreërs 13 vers 20 en ek wil oor jou spreek, mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk, wat welbehaaglik is voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom, tot in alle ewigheid. Amen. God in sy woord sê, dis hy wat in ons werk om te wil. Mag jy sy wil vind, mag jy die moed hê om sy wil te doen, en mag jy getuig van die vrug van jou gehoorsaamheid. En onthou net,
bo alles wat God begeer van jou, sy liefdestaal, is gehoorsaamheid. Die Here seën julle, jy 'n wonderlike Sondag, ons nooi jou vanaand se gebedsuur, van 6 tot 7, en as jy nie sien, 'n geseënde week vir jou. En onthou om julle name op te sit vir ons gebedsweek, die vas van bid. Dankie.